elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Ons is besig met die Evangelie van Johannes en in ons vorige opname het ons gekom tot aan die einde van hoofstuk 5, wat beteken ons moet vandag begin by hoofstuk 6. Maar, toe het ek nou gewonder, kan ek net nog een gedagtekie wissel, net so vir die oorgang van hoofstuk 5 na hoofstuk 6 toe. Een gedagtekie wissel oor dit wat ons gelees het, by 5 en hoe ons geëindig het. Nou, die hoofstuk 5 eindig so, vers 46, 47, maar as julle Moses geglo het, sou julle my geglo het, want hy het van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? So Jesus praat met die Jode. Nou hier is net een ding wat ek wil uitlig vinnig, wat baie belangrik is vir die hoofstukke wat nou kom, en ook dat jy dit raak sien. Dis belangrik. En dit was, dat Jesus die Jode beskuldig daarvan, nie bloot dat hulle nie na hom toe wil kom nie, maar dat hulle as het ware aan dieselfde toestand lei, waarvan Paulus sommige mense van sy eie dag beskuldig het, in sy brief, waar hy geskryf het, hulle het 'n skyn van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. En in alle waarskynlikheid kan dit wees dat Paulus juist daardie gedeelte geskryf het en dit dan gemik het op die Jode wat onder die Christene rondgaan en vir hulle die war probeer bring oor die wet van Moses en oor die feeste en oor die Sabbat. Want dit was 'n geweldige probleem in die dag van Paulus. Net soos wat daar vandag nog mense is, wat daardie agenda probeer druk. En dat Paulus se grootste vervolging het nie gekom van die Romeine nie, maar wel van die Jode, en dat die spesifieke Jode, wat die wet van Moses en die Ou Testament voorhou as die enigste manier om God te ken, dat die Ou Testament onderhou moet word. En daarmee heeltemal ontken dat Jezus is wie hy sê hy is. Dat dit die mense was wat onder andere ook gesweer het, dat hulle nie sal eet of drink voordat hulle Paulus doodgemaak het nie. Hulle moet hom doodmaak, hulle moet sy boodskap verwyder. En dit is dan bekend dat waar hy ook al gemeentes gestig het, hulle dan ook probeer het om die gemeente te infiltreer en die gelowiges af te rokkel van die evangelie van die heerlikheid van Christus. Van hulle het Paulus dan gesê, hulle het 'n gedaante van godsaligheid, maar hulle die krag daarvan verloor. Nou, hier sien ons dit, en dit is belangrik dat jy dit raak sien. Jesus sê vir die Jode, dis nie bloot dat julle net my verwerp nie. Jy weet, dis net, hierdie een, so julle is verskriklik toegewy aan God, en oorgehaal om hom te dien, soos Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien, en nou is julle net in die war met die aankoms van Jesus en sy boodskap, en so, hy sê, nee, dis nie dit nie. Dis veel meer as dit. Julle vertoon godsdienstig, en julle vertoon met 'n ywer vir God, en julle vertoon toegewy en loyaal en ek soek nou 'n Afrikaanse woord vir dedicated, maar ek dink dis toegewy. Maar julle is nie. Julle is bolangs godsdienstig. Want nie eers die een wat julle sê julle volg nie, Moses, as die middelaar na God toe, nie eers hom glo julle nie.
Julle luister nie, julle doen nie, julle is vol vertoon, julle het tempelprosedures, en julle onderhou die wette, julle sif die muggie uit, maar sluk die kameel in, as het ware. Julle doen al hierdie goed, het allerhande rites en seremonies en jy weet, doen allerhande goed. Maar julle dien nie God nie. Julle, as julle die skrifte lees dan, en julle kom by die teks wat praat van Jahwe, dan sê julle nie eers sy naam nie, want sy naam is so heilig, en julle sê dit, julle vervang het met 'n ander naam, maar julle sê nie die heilige verbondsnaam van God nie. Maar julle is skynheilig. Julle dien God nie. Julle beroep julle op Moses, maar julle glo hom nie. Julle het nog nooit nie. Julle doen net wat julle wil, julle gebruik God, en die lang assosiasie wat God met julle het, as 'n volk, gebruik julle om julle eie nasionale identiteit te vorm, maar julle steur julle nie aan daai God nie. Julle het nog nooit nie. Daarvan kan die profete getuig, nou sit ek nou by. Daarvan kan die profete getuig, daar is nie 'n profetiese boek in die Ou Testament, waar God nie sy teleurstelling met Israel uitspreek nie. Waar hy hulle nie aankla van hulle ontrouheid en hulle sonde, en waarin hy nie sê dat hy hulle gaan oordeel nie. Dis waaroor al die profetiese boeke gaan. En in sommige van hierdie profetiese boeke raak dit so erg, God se aantuigings teen Israel, dat hy vir hulle sê, ek het julle nie meer lief nie, ek haat julle, en ek jaag julle uit my huis uit. Geweldige sterk taal, ek verwys nou natuurlik na Hosea. En jy dink, julle lyk soos 'n volk wat na my wil vra, Jesaja 58, maar julle steur julle nie aan my nie. As julle het, jy weet, dan sou dit anders gelyk het, dit anders gelyk het, die manier hoe julle werkgewers hanteer sou anders gelyk het, en dis presies wat Jesus doen, toe hy by die bergpredikasie, toe begin hy met hulle praat oor hoe lyk die ware aanbidding van God in die lewe van 'n mens, en dis baie duidelik dat julle het al die seremonies, julle het al die rites, maar julle dien God nie. En God sê vir die Israeliete, ek is sat vir julle offers, ek is sat vir julle seremonies en julle rites. So, laat ons nie twyfel hier oor die mense met wie Jesus praat nie. As julle Moses geglo het, dit beteken, julle doen nie, julle sê julle doen, maar julle doen nie. Julle het nog nooit vir God gelei, julle gebruik God. Hy is daar om julle te beskerm teen julle vyande, julle te help met julle oeste, en julle uit die gemors, uit die kaaiings, uit die vuur te krap, wanneer dit daarop aankom, en julle het geen begeerte om God te dien nie. Nou, ons sien dit, en ons gaan dit nou geweldig sien in die evangelie van Johannes. Dat dit is nie net die aanklag teen die Jode nie, maar dit is die aanklag teen die mensdom. Dit is ook die aanklag van God vandag, terwyl ons nou hier sit. Julle doen Bybelstudie, julle doen IFJJ, julle kyk die Vita Day, julle is in die woordskool, julle is in julle gemeentes, en julle is in huisgroepe, julle doen 'n klomp goeters, en julle praat en gaan te kere, en beïndruk julle self en almal wat na julle luister, oor hoe ontsettend toegewy en intens julle is, terwyl dit nie waar is nie. Julle is nie by God nie, want julle buig nie voor Jesus nie. Want as julle regtig God so gesoek het en so ywerig vir hom was, het julle by Jesus uitgekom, het julle knie voor hom gebuig, het julle bely dat daar net een Here, net een basis, en dat hy is Jahwe in die vlees. Maar nee, ons wil nie daar route gaan nie.
Kom ons bou eerder groot kerke, imposante kerke met dik matte en wonderlike stoele en ons beïndruk die hele wêreld en spog met hoeveel 1000 mense kom na ons gemeente en ons fantastiese klanksysteem en televisieskerms reg om die auditorium en ons weltertale charismatiese voorganger en al ons projekte en programme en oral waar ons betrokke is en wat ons alles doen en hoe ons die wêreld verander met ons teenwoordigheid en ons amazingness. Ja, dis die rigting waarin ons wil gaan. Kyk net wat doen ons alles vir God. Terwyl dit nie waar is nie. Ons is nie by God nie, ons gehoorsaam hom nie. Ons ag nie die gesag van Jesus nie. Ons buig nie ons knie voor hom nie. Hy is die seremoniële hoof van 'n organisasie waarvan ons die uitvoerende hoofde is. En ons maak soos ons smaak net wat ons wil en jy weet, terwyl ek nou hier op hierdie rant is, kom ek maak dit net klaar. Jy weet, dis 'n ding wat my verskriklik pla. En ek weet mos nou, as ek nou in hierdie modus gaan ek iemand ergens se kyk verskriklik verkeerd omkam, maar dan voor jy hom reg kom, vind dit eers uit is dit die waarheid, want as dit die waarheid is, wat jou kyk verkeerd omkam, moenie die waarheid probeer stilmaak, sodat jou kyk kan reg lê nie. As dit die waarheid is, vind uit, jou kyk is dalk in die verkeerde rigting. So hier is 'n ding. En dit was die aanklag wat Jesus ook teen die Jode gehad het, veral teen die Fariseërs, wat die leiers en die owerpriesters van die volk was. En is ook die aanklag vandag. Ek het 'n kleintjie daaraan absoluut dood, dat 'n kerkorganisasie, of kom ons sê nou maar 'n kerk, jy kan dit weier vat, nouer vat, makro, mikro, nou het hulle 'n visie. Hulle het nie die visie by Jesus gekry nie. Nee, hulle het dit by hulle ego gekry. Hulle het 'n ego, want hulle gaan nou iets doen en hulle kom nou dalk agter, maar hulle kerk is besig om lidmate te verloor. Hulle het nou net een visie en dit is hulle moet nou weer lidmate wen. Dit is soos 'n besigheid wat klandisie verloor, hulle wil klante terugkry. Hulle sê hulle doen dit onder die vaandel van die evangelie, maar dit is nie waar nie. Dit is vleesgedrewe, dit is ambisie gedrewe, dit is geld gedrewe, dit is enigiets anders gedrewe as die gesag van Christus. Hulle het geen intensie om te buig onder die gesag van Christus nie. So nou het ons hierdie visies en grand goed van 1000 lidmate teen Desember en ons besluit, ons gaan, jy weet, nuwe klanksysteme, nuwe dit en ons begin nou goeders kry en wat ons moet dit kry, want hierdie moet pas by ons image en ek weet nie wat alles nie, die mense en ons het al hierdie oorwegings wat ons doen. Weet julle wat dan? Dan gaan ons na die mense toe van die gemeente en slaan hulle met die Bybel en weet oor versies van hoe hulle nou, as hulle te waarlik toegewyde gelowiges en Christene is, moet hulle nou geld gee. Hulle moet dit doen, en ons lê hulle onder dwang, dat hulle moet nou gee, want dis jou Christelike toewyding, en dis so belangrik, en as jy dit doen, ag God jou seën, jy weet, jy moet in God het 'n blydmoedige gewer lief, en ons dril die mense, dat hulle moet geld gee, om wat te maak? Om Jesus te gehoorsaam? Nee! En dis presies wat die Jode doen, hulle manipuleer die mense, maar gebruik die teks, van Godse geskrifte, om hulle eie magsbasis uit te bou, en hulle eie posisie te versterk. Hulle eie aansien te verhoog. Ons weet dit, want het staan in Johannes, het gaan 'n paar keer hier staan. As ons hom so laat begaan, sê die synodale sitting in Jerusalem, nou al die predikante by mekaar is, hulle kan Jesus nie so laat begaan nie, want as hulle hom so laat begaan, dan sal hulle alles verloor, hulle sal hulle magsbasis verloor, hulle gaan hulle politieke identiteit verloor, en hulle kan dit nie bekostig nie, so kom ons maak Jesus dood, mense doen dit vandag nog. En nou manipuleer ons mense, met Godse woord, sodat hulle ons visies kan vervul, en ons verklaar onsself as die absolute middelaars tussen God en die mense. Ek is die groot apostel, ek is die groot profeet, met ander woorde, ek is Jesus. Julle moet aan my gehoorsaam wees, soos wat julle aan Jesus gehoorsaam is.
Nou sal jy dink, ja, maar jy het nou weer met die verkeerde voet in die bed uit opgestaan. Iemand het jou nou gekarring en nou kom was jy jou mond hier. Dit is nie, ek wens dit was dit. Ek wens dit was iets so banaal en onvolwasse en vleeslik soos dit. Dan was dit wonderlik, dan kon ek dit net herken en bely en aflê. Ek wens dit was, dit met my hele hart wens ek. So, die sidderende waarheid is, dit is nie dit nie. Dit is nie dit nie. Ek sit in vergaderings en gesels met mense en hulle vertel my goeders wat my eie ore nie kan in die eerste plek glo nie, en in die tweede plek nie wil glo nie. Dit is verskriklik. Ons vereerder eerder die pastoor in Afrika, laai hulle die pastoor af met 'n grand kar by die kerk, rol 'n swart tapuit vir hom, as kerke wat dit doen, en hulle is trots daarop. 'n Rooi tapuit vir hom, en dan het hulle 'n spesiale Bybeldraer wat vooruit loop. Hulle dra sy Bybel tot by die kansel. So my jy kan my so hoor. Ek so glad nie. Jy weet, dit ontstel my diepgaande. Dan as hy nou inkom, as hy nou 'n hengse commotion, en die mense juig en gaan te kere, want hier kom Jesus aan. God is nou in ons midde. Dit is verskriklik. Jesus beskuldig die Jode van presies dieselfde. Hy sê, dis vir julle is en dis wat julle doen. Nou, ons kan sê, hoofstuk 5 is spesiaal gemik op die sogenaamde geestelike leiers in Israel. Vir hulle te sê, julle dien God nie, want as julle het julle dadelik na my toe gekom. Nou in hoofstuk 6 gaan Jesus sy fokus rig op nie soseer die leiers in Israel nie, maar die mense in Israel. Nie soseer die dominees en pastore nie, maar die lidmate. Want daar is ook iets krities wat oor hulle gesê moet word. Nou, in theologie staan hoofstuk 6 in Johannes bekend as die begin van die konflik. Dit is 'n geweldige konflik hoofstuk. En dis die hoofstuk in die evangelie van Johannes waar Jesus op sy populairste is. En dis ook die hoofstuk in die evangelie van Johannes waar die onpopulariteit van Jesus met rasseskrede begin toeneem en skielik baie publiek in die oog is. Die rede of die vraag eerder is, wat is die rede? Nee, wat is die rede? Hoekom sal Jesus hoekom is die eerste vraag, hoekom is hy so populêr onder mense? Die tweede vraag is, hoekom het hy onder daardie selfde mense? So het jy Joodse leiers, hulle het nie ooghare vir Jesus nie. Want hy ondermyn hulle magsbasis op elke liewe hoeke draai, en hulle gooi hom met die boek, hulle gooi hom met Sabbat, en hulle gooi hom met, jy weet, allerhande aantuigings, teologiese en kerkorde aantuigings, gooi hulle hom mee. Maar ons praat nie nou van hulle nie, ons praat nou van die gewone mense. Hy is ontsettend populêr onder die gewone mense, wat een van die groot kommerpunte onder die leiers is. Maar, ekskuus tog, hy is ontsettend populêr. Hoekom is hy populêr? En dan, hoekom onder daardie selfde mense onder wie hy so populêr is, hoekom raak hy skielik onpopulêr? Want dis een van die uitstaande dinge van hoofstuk 6 die evangelie van Johannes. Hoekom raak hy so onpopulêr? As het ware kan ons in aksie sien die kosbare beskrywing wat oor die persoon en waarheid van Jesus gesê is in die Ou Testament en herhaaldelik aangehaal word in die Nuwe Testament, en dit is dat Jesus is 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Waaroor struikel die mense? Wat in Jesus is struikeling werd? Want ek kan jou nou 'n brief gee, soos die seentjie gesê het, die dinge waaroor die mense gestruikel het in die tyd van Jesus, rakende Jesus, is ook die dinge waaroor mense struikel vandag.
Presies dieselfde. Regdeur van kerkleiers tot kerklidmate. Het 'n ongelooflike weersin in die waarheid van Jesus. Daarom is die navolging van Jesus so onpopulêr. En die onderhouding van moderne Christelike kultuur so populêr, want hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. So dis 'n baie belangrike hoofstuk om iets oor te leer. Nou, kom ek vertel jou wat ek dink. Ek dink, nou na hierdie tirade van my, gaan ek die video nou net hier stop. Elke woord van wat ek gesê het is waar. Is waar. En my emosies is reg. En ek dink dit moet net 'n bietjie insink. So kom ons doen die eintlike behandeling van hoofstuk 6, ons laat dit oorstaan vir 'n volgende video. Elke knie sal buig.